Dankie vir elkeen se teenwoordigheid vanoggend. Kan julle glo? Ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Ons is vanoggend in Moffat Mission se poskantoor. Ek het so 'n bietjie die geskiedenis nagevors. Dis eintlik geskiedkundig hier waar ons nou is. 'n Ou gebou. Ons omstandighede is nog nie reg nie. Ons beligting is nie reg nie, maar ons is hier. Het julle geweet Moffat Mission is in 1816 gestig? En die ene Robert en Mary Moffat het 50 jaar hier gewoon. In 1824 het hulle dit verskuif na Sjoudien, hier waar dit nou is, en waar ons vanoggend is. In die jaar 1838 word die eerste volledige Bybel hier gedruk. Kan julle dit glo? En in 1857 die eerste Setswana Bybel hier gedruk en versprei onder die Tswanas. Die ontstaan van Moffat Mission. En ons neem vandag ons eerste boodskap vir 2026 in 'n gebou op hier in Moffat Mission se ou poskantoor. Maar geskiedkundig is hierdie die ontstaan van Kuruman en hier het die eerste Bybel volledig gedruk. Lig van die wêreldbediening, hier is ons. Ons kamera kan ons nou nie rondswaai nie, ronddraai nie. Kom ek vir julle sê, ek weet nie waarmee God besig is nie. Maar welkom aan elkeen, vandag is deel 2. Hy het gesê vir my, hierdie jaar moet ek die basiese goed eerste preek. Soos die vervulling van die Heilige Gees. Of die invulling van die Heilige Gees. Hoekom dit so belangrik is om vol te bly van die Heilige Gees. Ons het verlede week gehoor, ek het in my kantoor gepreek, verlede week het ons gehoor, ons het verlede week gehoor, God is Gees. Dis God se identiteit, dis God se karakter, dis God se wese. God is Gees, maar wat interessant is, die Bybel praat ook van die Bybel praat ook weer van die Gees van God. Ons kan die lig vanoggend nie waarborg nie, maar ons gee ons beste, verwysend na die Heilige Gees. Prys die Here vir dit, en dit is die wese in teenwoordigheid, in krag, in aksie, die Heilige Gees teenwoordig in elkeen van ons, en dis 'n gedurige proses as invulling, as vervulling. Met ander woorde, ons moet vol bly. Ons moet vol bly van die Heilige Gees, mense. Jy gaan gou agterkom as dit nie so is nie. Ons kom met in ons woorde agter. Jy gaan dit agterkom in jou dade. Jy gaan agterkom, skielik is daar 'n ander gees wat jou beginne boelie. Hoekom 'n gees? Hoekom 'n gees? Enige gees se wettige reg op die aarde beteken daardie gees moet in 'n liggaam wees. So ook God. Is dit nie fantasties nie? Sê saam met my op die aarde. Weet julle dan nie dat jou liggaam die tempel van God is nie? Wat beteken die woordjie vervul? Die woordjie vervul beteken vol, invloed, voorsien. Beteken soos 'n huis gemeubileer. In elke vertrek van die huis is meubels. Het jy agtergekom as 'n huis leeg staan? Het jy agtergekom as 'n plek leeg staan, raak dit vervalle? So ook ek en jy. Jy gaan vanoggend hoor hoekom die Heilige Gees invulling daar is. Kan ek maar ietsie sê vanoggend in liefde? Ons as die kerk het dit gemis. Ons as die kerk het dit gemis. Ons as die kerk in liefde het dit gemis.
Ons het gedink, dis maar net 'n manifestasie van 'n bymekaar kom en dan sit 'n kariba, riba, maruba, bakata, ramakitela, labando, robasita. En dit is nie die rede nie. Sien julle hierdie gebou? As hierdie gebou nou in die brand slaan en bouvallig raak, moet ons almal uit hierdie gebou vlug. Het jy geweet, kan ek die geheim uitlaat oor die invulling en die vervulling van die Heilige Gees? Kan ek maar die geheim uitlaat? Die hoofrede hoekom jy gedurig gevul word met die Gees, is om te bly lewe, is om nie dood te gaan nie, want dis die enigste tempel wat God het. Het jy dit geweet? Die meerderheid kinders van die Here weet dit nie. Die invulling van die Heilige Gees is as 'n proses. Sy hoofrede is om jou lewend te hou. Die enigste rede hoekom die Heilige Gees sy tempel verlaat, gaan loop in die ongevalle, dan sien jy hoe lyk die tempels, dan sien jy hoe lyk die wonings. Die enigste rede hoekom Heilige Gees geen keuse het as om sy tempel te verlaat, is as gevolg van ons nalatigheid, ons roekeloosheid. Kan ek maar sê onkunde, dan klink dit ligter. Hierdie jaar wil ek ligter deurkom. Ek is te ernstig met waarheid. Die enigste rede hoekom die tempel van God, die Heilige Gees sy tempel moet verlaat, as dit bouvallig is en niks en niemand bewoon, moet vlug. Dan keer dit terug na God. Dan keer dit terug na God is Gees. Hoe verskriklik. En jy gaan gou agterkom wanneer jy 'n invulling nodig het. Ek gaan sommer net so bedien, ek het sommer so 'n klein preekstoeltjie hier. Efesiërs 5 vers 18 sê, voordat ek dit gaan sê, want ek gaan dit quoteer, gaan ek eers 'n slukkie vat van 'n lekker koppie koffie. In die poskantoor van Moffat Mission, Kuruman. Wat 'n voorreg. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk raak van wyn nie. Daar's niks goeds in dit nie. Die Afrikaanse Bybel sê, moenie dronk raak van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar word eerder met die Gees vervul. Wat bedoel Paulus? Paulus bedoel, wanneer die lewe jou druk, kan ek maar myself wees, Here, ek het geprobeer, Desember, metamorfose verander. Wanneer die lewe jou druk, wat doen die meeste ouens? Op 'n Vrydag aand gaan ek maar eerder bietjie boom toe, dan vat ek 'n paar doppe, dan voel ek beter. Het jy geweet, die vrug van die Gees is vrede. Het jy geweet, daai vrede is beter as om gevul te word met wyn. Want as jy gevul word met wyn, is jy 'n swakker bestuurder, jy's 'n swakker pa, jy's 'n swakker man, almal is kwaad vir jou, maar as jy God se blydskap het, en jy het God se vrede, en jy het God se halleluja, en jy het God se lankmoedigheid, en jy het God se sagmoedigheid, en jy het God se selfbeheersing, as gevolg van, ek bly vol. Jeehoe! En jy gaan gou agterkom, wanneer jy moet gevul word. Sy weet al baie van my gesê, hy het gesê, as hulle Kleisdorp toe gaan, Chanel, jy gaan baie bly wees, vir wat jy nou gaan hoor. Sy het gesê, as hulle Kleisdorp toe gaan, en hy mis 'n Sondag, weet hy die Sondag gemis. Hoekom weet hy die Sondag gemis? Want die beker is so klein bietjie minder vol. Kyk hoe smal sy, sy hou van wat Marie nou gesê het, hoor. Ek maak 'n grappie. Het jy geweet, dis jou eie verantwoordelikheid.
Moenie dronk raak van wyn nie, daarin is losbandigheid, word eerder gevul met die Gees. Ek gaan bietjie by die begin. In die begin het God mos die hemel en die aarde geskape. Wat was God se idee met die geskape hemel en die geskape aarde? God se idee was dat die aarde moes hemels wees. God se idee was, dit moes hemel op die aarde wees. God se idee was, as jy om jou kyk, moes dit hemels wees. En toe besluit God, omdat God Gees is, laat ons mense maak. 'n ander vertaling, ek gaan sommer sê my eie vertaling, laat ons mense word, na ons beeld, na ons gelykenis, en terwyl ek nou dit vir jou sê, wys Heilige Gees vir my ander goedjies, en laat hulle heers. Sê heers. En wat was die waarskuwing? Wat was God se enigste waarskuwing van die begin af? Moet net nie doodgaan nie. Moet net nie op die aarde doodgaan nie. Moet net nie eet van die boom van kennis, van goed en kwaad nie. Moet net nie doodgaan nie asseblief. En raai wat? Jy weet wat het gebeur. Maar kyk gou vir interessantheid. Wat sê Genesis 6 oor dit? Kyk gou vir interessantheid. Wat sê Genesis 6 oor dit? Heilige Gees wys, ek moet dit gou inbring. Kyk gou wat sê Genesis 6. Vers 3. Toe sê die Here, my Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat die mens vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Wat die Bybel eintlik sê, wat God eintlik gesê het, my Gees sal nie vir ewig in die mens wees om die mens lewend te hou nie, want die dood het begin heers as gevolg van die mens, en die dae van die mens sal wees 120 jaar. Maar raai wat? God, wat Gees is liefde. En hierdie God besluit, want in die begin was dit mos, laat ons, die ons was God as Gees, in aanhalingstekens Vader. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God, in aanhalingstekens, die woord was God, alle dinge het deur die woord ontstaan, en sonder die woord het nie een ding ontstaan nie, en hierdie woord was die lig en die lewe. Efesiërs 1, in die begin, voor die grondlegging van die wêreld, het God alreeds vir Bradley uitverkies, so in daai begin, laat ons, was Bradley, want hy was alreeds voor dit uitverkies. Hoe's daai vir julle? En hierdie God besluit, as woord, ek kom word vlees, omdat hierdie mens, ek spyt was, as jy verder Genesis 6 lees, was God spyt, hy die mens gemaak. En God sê, my Gees sal nie meer seker maak, dat hierdie mens vir ewig lewe nie, want die dood heers. En die dood heers, vanaf Adam, wat dit ingebring het, tot op Moses. Ek is in gesprek met 'n man, wat sê God maak dood, en ek vra vir hom, waar kom die dood vandaan? Wie die dood ingebring, Romeine 5 vers 12 sê, soos wat sonde deur 'n mens, sy naam was Adam, ingekom het, en deur die sonde, die dood. Dan sê hy vers 13-14, en die dood het geheers tot by Moses,
Want Moses het die wet gebring, die wet het sondekrag gegee, en die loon van dit was die dood. Maar God het besluit, hy kom word mens. Ek moet dit so preek. En hy as mens kom word die laaste Adam. En hy besluit, hy volbring die wet wat sondekrag gee. Hy volbring dit met liefde. Yes, ek preek lekker in hierdie poskantoor. En hierdie God besluit, maar hy gaan deel met die krag, hy gaan deel met sonde, en hy kom word sonde, sodat jy sy geregtigheid kan word. En op die pad van geregtigheid is nou weer lewe en die rigting onsterflikheid. Met ander woorde, die Gees kan in die mens nou weer, maar die mens moet sorg dat hy dankie dat jy nie tou opgegooi het met hierdie ligse stater nie. Want die salwing hier sou nie dieselfde wees nie. En God besluit, wag, om uiteindelik alles te finaliseer. Hy kom word ook die loon. Wat was die loon? Die dood. Sodat deur die dood, kyk wat sê Hebreërs 2 gou. Kan julle glo ons is besig met die vervulling van die Heilige Gees? Kyk waar begin ons. Dis toe meer as net riba. Kyk wat sê Hebreërs 2. Wat kom doen hy? Kyk wat sê Hebreërs 2. Wat kom doen hy? Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed mens deelagtig is, het hy ook kom mens word, dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood, sodat hy as mens self moes doodgaan en dit finaliseer om hom wat mag oor die dood het, die duiwel sy werke tot niet te maak. Met ander woorde, kyk op die bord. Toe hy uitroep, dit is volbring. Luister mooi. Toe hy enkel, hy alleen, as laaste Adam, Moses se wet gediskwalifiseer met liefde. Hy het die loon kom smaak. Hebreërs 2 vers 9, hy het die dood vir elke mens, hy het die loon vir elke mens kom smaak. Hy het die dood kom smaak, hy moes doodgaan, sodat hy die dood eens en vir altyd kon vernietig, sodat hy kon manifesteer die nuwe in 3 dae, en hy kon opstaan as 'n nuwe mens. Op 'n nuwe weg van sê hy een. Kyk wat sê Johannes 12. Yes, ek breek lekker vanoggend. Ekskuus ek dit vir die tweede keer sê. Mag ek maar myself wees. Kyk wat sê Johannes 12. Johannes 12. 24. Voorwaar. Hou julle van die tafeltjies. Die tafeltjies is nogal lekker, nee. Jy wil skryf en notas maak.
En as jy jou koffie wil neersit en jou koeldrank en jou voertuig se sleutels en so aan. Vers 24, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel, as een nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen. Maar as hy sterf, dra hy veel vrug. Wat was die vrug wat hy gedra het? Want so 50 dae later, Pinkster, ou Joël het dit geprofeteer, sal daar 'n uitstorting wees van op alle vlees, sodat alle vlees vol bly van die Gees lewend en nie nodig het om dood te gaan nie. Op die, het ek aarde geskryf iewers, op die aarde. Daarom, kyk wat sê Romeine 8 vers 11 gou. 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 Vers 11 sê, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, sê woon. Onthou julle wat beteken vervul? Dis soos 'n huis gemeubileer. Elke kamer is daar meubels, is die Heilige Gees teenwoordig. Vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal ook dieselfde Gees wat hom opgewek het, julle sterflike vlees liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. So die hoofrol van die vervulling, invulling, wat jy ook al benoem van die Gees, is om seker te maak, jy bly lewend, om jou as tempel te restoreer, om jou te genees, om jou te manifesteer met vrede, met blydskap, sodat jy kan lewe en lewe as die tempel, as die huis, as die woning, en as jy voel, 'n ander gees van opvloeiendheid wil jou boelie, weet jy wat, vul jou met die Gees, halleluja, ek het vrede. Jou! Dis sy hoofrede. Kyk wat sê vers 13, want as julle na die vlees lewe, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Hey, kan ek myself wees. Moenie gryp na antidepressante nie. Kom. Jy het nou lekker gekry toe ek sê, moenie dronk raak van wyn nie. Maar nou gaan ek jou 'n bietjie raak kry. Los bietjie jou antidepressante, word gevul met die Gees. Ekskuus. En kry die vrede van God. Dis beter. En dis goedkoper. Jy sien, ek moet die manne beskerm. Ek voel as 'n man wat ek beskerm. Kan ek maar uithaak? Yahoo! Ek wonder of hierdie manne ook so uitgehaak het, wat so gepraat het. Wil jy wat ek sê? Met ander woorde, as ek keelseer kry, wat doen ek? Dit is sy liggaam. Is sy verantwoordelikheid om te restoreer. Is sy verantwoordelikheid om hom te restoreer. Is nie fantasties nie? En ons weet, ons het nou gehoor, Johannes 12:24, as hy alleen gebly het, was dit net hy, maar daar was baie vrug. Wat was die baie vrug? Die Gees, waar? Alle vlees. Sê alle vlees. Met ander woorde, om gevul te wees met die Heilige Gees, om gevul te wees met dit, is om te openbaar God in vlees. Is God nie fantasties? En nou is daar baie. Sê baie. En dis toe nie al nie. Ek gaan sommer op gesels. Matteus 4,
Jesus kom by Johannes die doper, sy pastoor. Jesus sê vir Johannes die doper, hey Johannes, hey boet, kom gou hierso, dominee, kom gou hierso, doop my. En Jesus sê iets interessant, ek haal 'n bietjie tyd in, hy sê, doop my, sodat alle geregtigheid vervul word, sodat alle geregtigheid, luister mooi, kyk op die bord, sodat alle geregtigheid in vervulling kan kom. En raai wat gebeur? Kyk wat sê 1 Korintiërs 12. Onthou, ek is besig met die invulling van die Gees. Kan julle dit glo? Dis toe bietjie meer as net wat ons gedink het. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12. Wat gebeur toe? Wat beteken dit toe Jesus vir Johannes sê, nie Moses nie, vir Johannes sê, hey, dominee, doop my, sodat alle geregtigheid vervul kan word. Kyk wat gebeur toe. 1 Korintiërs 12. Wat het ek gesê, Johannes? 1 Korintiërs 12, vers 12. Kyk wat gebeur. 1 Korintiërs 12, vers 12. Ek vat 'n slukkie van my lekker koue koffie. Ice koffie. Prys die Here vir dit. Want net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal, toe Jesus sê, Johannes doop my, sodat alle geregtigheid in vervulling kom, toe word almal gedoop met die Gees tot een liggaam. Of jy nou Jood is, of jy Griek is, of jy slaaf is, of jy 'n vryman is. Ons is almal God en vlees. Ons is almal van een gees deurdronge. Daarom sê vers 27, julle is nou die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Efesiërs 4 sê, daar is net een liggaam. Daar is nou net een gees. Daar is net een geloof. Daar is nou net een Vader van almal. Daai Vader as gees is in almal. Daai Vader is oor almal en tot almal, en om daai Vader te openbaar, te manifesteer as sigbaar in vlees, bly jy Wena, jy, bly asseblief net. Bly net vol. Is dit nie fantasties nie? Kyk gou, wat sê Johannes 16 oor die Heilige Gees? Dan wys ek vir jou voorbeeld. Hoor wat sê Jesus in Johannes 16. Jesus sê in Johannes 16, sê, maar wanneer hy gekom het, vers 13, Jesus sê, wanneer hy gekom het, die Heilige Gees, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Sê julle waarheid. Nie waarheid nie, sê julle waarheid. Wat is die hele waarheid? God wou aarde, hemel sê. Toe kom ons, en ons maak dood die verlosser, en ons berei vir jou plekkie voor, daar iewers in die hemel. Hoe verskriklik. Jammer Heilige Gees, daar gaan jou tempel. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die toekomstige dinge was als die opgewekte dinge, was als hierdie dinge. Een mens, die geregtigheid van God. Daarom sê Kolossense 1:18, hy is die hoof, ons is die liggaam, die eersgeborene uit die dode. Ek kyk op Facebook, die ouens sê ons is nou in die eindtyd. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Ons was veronderstel, as ons regtig vol was ons veronderstel om nou die begin te wees.
die begin te wees as uit die dood vol van die Heilige Gees. Wat doen hy nog? Vers 14 sê Jesus sê hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig, want julle is nou die liggaam om julle te verheerlik. Sê verheerlik. Sê daarom. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18 oor dit. Dit is sy werk. 2 Korintiërs 3 vers 18. Kom kerk om vol te wees van die Heilige Gees, is nie wat jy op die kampe gehoor het nie. Sê hy het gekom om die liggaam te verheerlik. Daarom is daar net een liggaam. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël, sê vol van die Heilige Gees, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here. Wat? As deur die Here wat? As deur die Here wat? Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Kom ons wat vir Paulus. Ek meen Paulus, Handelinge 9. Ons kyk na 'n voorbeeld. Handelinge 9. Paulus was 'n man van God gewees. Paulus het die kerk vervolg. Paulus het die Christene gevange geneem en toegesluit. En toe ry Paulus so op sy donkie. Seker iewers hier by die Moffat Mission onder die bome deur, op soek na 'n treksvy. Dis baie treksvye blykbaar. En die volgende oomblik tref die Here hom met 'n lig. En Jesus sê vir Paulus, Paulus, jy vervolg my. Maar Paulus het die liggaam vervolg, die Christene. En wat gebeur met Paulus? Hy word met blindheid geslaan. Hoekom het God vir Paulus met blindheid geslaan? Want Jesus Christus het gedeel. Want Paulus was 'n man van die wet. Maar as Paulus dalk miskien net dan vol was, sou iets met hom gebeur het. En kyk wat sê Handelinge 9 vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gekom om die hande op te lê en gesê, Saul, wat eers Paulus was, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien en hy het opgestaan en hy het 3/4 van die Nuwe Testament geskryf. Halleluja. Halleluja, is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik nie? Rudy, hoekom is jy so lief vir die Here? Rudy, hoekom kan jy so aangaan? Rudy, hoekom kan jy 'n preek voorberei en dan bring jy sommer ander goed? Sê, 3 uur as jy lê en is ek maak seker, is ek vol van die Heilige Gees, my ou vriend en my ou vriendinnetjie. En kyk wat kom doen Paulus. Ek wil dit gou vir jou wys. Handelinge 19. Kyk wat gebeur, ek wil jou ietsie wys wat ons gemis het. Handelinge 19 en ek wil daarmee afsluit. Ek wil ietsie ontvang oor die invulling. Dan wil ek vir jou wys hoe word jy geval. Ek wil vir jou wys hoe word jy geval. Dit is belangrik. Onthou my, ek gaan daarmee afsluit. Kyk wat doen Paulus in Handelinge 19. Handelinge 19. Ek wil ietsie ontvang oor die invulling. Jy het nie 'n profeet nodig om jou hande op te lê nie. Jy het die Heilige Gees nodig. En sê gou vir my die invulling van die Heilige Gees. Sê gou vir my, kom die Heilige Gees van, of, waar is die volheid? Waar is die koninkryk? Waar is die Heilige Gees? So wat is die invulling van die Heilige Gees? Sê 'n bewustheid. Daarom sê Romeine 8 vers 6, as jy vleeslik is, as jy vleeslik bewus is, as dinge bietjie druk, dink jy die wyn is beter? Nee.
Moenie dronk raak van wyn nie. Word eerder. Yeehoe! Dit is lekker. As hulle van jou nonsens praat, as hulle van jou skinder, moenie kwaad word nie. Moenie jou kuitspiere styf pompie. Word. Hardloop reguit. Wat doen Rudy? Wat vertel Rudy al vir 30 jaar vir julle? Wat doen Rudy as hy 3 uur wakker word en hy wil wakker word met bekommernis? Wat doen Rudy? Hy hardloop kantoor toe en hy word. Kyk wat doen Paulus. Handelinge 19 vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind, en Paulus vra hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle gedoop? Hulle was gedoop in die waterdoop van Johannes die Doper. Maar min het hulle geweet, binnekort gaan hulle eintlik die waarheid uitvind, deurdat Paulus iets in hulle gaan wakker maak, wat hulle eintlik reeds het. Want dit is eintlik in hulle. Sê, dis in my. En kyk wat sê vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom. Sê, die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek. Sê gou vir my, wat beteken dit? Wat beteken dit, en die Heilige Gees het op hulle gekom? Het die Heilige Gees van iewers gekom? Ek moet dit vir jou wys. Maar voor ek dit vir jou wys, moet ek eers vers 1 oorlees. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die bose landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind, en het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang? Sê ontvang. Met ander woorde, dit klink so. Ek wil my kruite neersit, want jy moet nou baie mooi luister. Dit klink, jy moet iewers gelowig word, en as jy gelowig word, dan ontvang jy die Heilige Gees. Dis die waarheid. Wie kom is dit die waarheid? Hou ge jou handjie daar, jou handjie. Dan kyk jy gou wat sê Job 33. Bring gou vir jou waarheid. Job 33. Vers 4. Job 33 vers 4. Hou jou hand by Handelinge 19, moenie wegvat nie. Hulle het die Heilige Gees ontvang. Dit klink asof hulle hom nie gehad het nie, en hy het van iewers afgekom. Het jy geweet, elke mens, daar is nie meer 'n Jood nie, daar is nie meer 'n Griek nie, almal is gedoop met dieselfde Gees in een liggaam. Die probleem is onkunde. Sê onkunde. My volk gaan ten gronde, my volk gaan nog dood. Die enigste rede hoekom die mens hier doodgaan, is omdat die mens dink hy moet doodgaan. Die mens gaan dood omdat hy dink hy moet doodgaan. Ek gee God die skuld. Kan jy dit glo? Ek verdedig vir God. Ek gee nie om wie jy is. Jy moet die pans vat as jy met my sulke nonsens praat. Die enigste rede hoekom die mens nou nog doodgaan, hy gaan dood omdat hy dink hy moet doodgaan. Het jy geweet, sonde, en dis nog nie 'n essensie nie, as jy sukkel met sonde bedroef nie die Heilige Gees, jy raai wat bedroef die Heilige Gees? Want jy probeer in jou werke. En die bediening van die wet, is die bediening van die bediening van die Gees, is die bediening van, daarom het jy die Heilige Gees nodig, as jy sukkel met sonde. Wat beteken sonde? Sonde beteken om die merk te mis. Sonde beteken om God in vlees te mis, as God word geopenbaar, as vol van die Gees. Want wat is die vrug van die Gees onder andere? Sy selfbeheersing. So as jy vol is van die Gees, en jy het selfbeheersing, gaan jy sondig? Jy kan nie, al wil jy ook. Maar kyk gou wat sê Job 33, vers 4. Die Gees van God het my geskape, die asem van die Almagtige gemaak my lewend. Sê gou vir my, as daai babatjie gebore word daai babatjie wat geskape is deur die Gees van God en deur die asem van God lewend gemaak, word daardie babatjie gebore met die Heilige Gees of sonder die Heilige Gees?
Sê vir my, as jy alreeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies is, het jy die Heilige Gees of moet jy eers glo, dan ontvang jy hom soos jy arme kerk jou leer. En ek bedoel nie lelik as ek sê arme kerk, nie, ek sê dit 'n liefde. Jy moet net by 'n plek uitkom, soos 'n Paulus, wat dit net in jou wakker maak, dat jy net verlig word en dan net, wow, weet jy wie is ek? Wow. En dan daar bly, want as jy klaas toe ry, daai week daarna, dan sê jy, ek weet ek het gemis. Wat beteken hulle dit ontvang? Die Griekse woord is lambano. Is dieselfde woord wat Romeine 5:17 sê, blaai gou Romeine 5:17 toe, dan wys ek jou. Kyk wat sê Romeine 5:17. Met ander woorde, jy ontvang nie die Heilige Gees omdat ek my hande op jou lê nie. Jy ontvang die Heilige Gees omdat ek, as ek my hande op jou lê, ek dit net wakker maak in jou. Dis in jou. Jy word gebore met dit. Dis hoekom toe Riley, my seun se seentjie gebore word, 2 maande terug, toe sê die begin van God in vlees op die aarde, om vol te bly, sodat ek kan lewe openbaar, 'n heerlikheid, die aarde moet lyk soos die hemel. God se idee. Halleluja. Kyk wat sê Romeine 5. Kyk wat sê Romeine 5 vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een Adam jou vark, kyk as ek aan vir Adam kry, gaan ek hom uitsort, alhoewel ek niks met Adam te doen gehad het nie, want voor die grondlegging van die wêreld was ek al reeds uitverkies, ek was nog nooit 'n sondaar nie, dit wat Adam aangevang het, was sy probleem, nie myne nie. Romeine 5:17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer, nou moet jy mooi luister, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang. Daai woordjie ontvang en die woordjie om die Gees te ontvang is dieselfde woord lambano. Kyk wat gebeur, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Hoe gaan jy in die lewe heers weer? Kyk op die bord. Hoe gaan jy in die lewe heers? Deur die Gees, om hom te ontvang. Wie wat beteken die woordjie lambana? Wie beteken die woordjie ontvang? Om te vat wat reeds joune is. Halleluja, ek is verlief op hom. Om te vat wat reeds joune is. Jy moet vanoggend net vat wat reeds joune is. Dis die 10 stappe. Dis die 10 stappe tot dit. Dis die 40 dae tot dit. Jy moet net vanoggend vat wat joune is. Daarom, en ek sluit af met die hoe. Galasiërs 3. Ek sluit af met die hoe. Hoe laat is dit? Ek weet jy is 'n horlosie hier agter. 11:00. Nee, wat ons is in tyd. Ons sluit af met die hoe. Galasiërs 3. Ek dink ek het gesê wat ek wou sê oor die invulling van die Gees. Almal verstaan nou waaroor gaan dit? Om te lewe. Om te bly lewe. My vriend kanker staan nie 'n kans teen hom nie. Die dood staan nie 'n kans nie. Wag eers, ek het gesê ek gaan afsluit, maar ek voel ek moet dit inbring. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 oor dit. Voor ek vir jou wys die hoe. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 oor dit. Voor ek vir jou wys die hoe. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 oor dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3 oor dit. Voor ek vir jou wys die hoe. 2 Korintiërs 3 vers 5. Ek eers weer 'n slukkie vat. Ek kan kies. Wag, ek gaan koeldrank drink hierdie keer. Ek gaan van sy netjie se koeldrank drink. Of voel sy nie sleg nie? Dan neem sy nie aanstoot nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwam is om iets uit onsself te bedink nie, wat ons kan nie, maar dis die Gees wat vir ons dink. Dis die Gees wat vir ons dink. Want ek moet vir jou wys, wat beteken dit as die Gees op jou is? Wat beteken dit eintlik? Maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter, nie van die wet nie, maar van die Gees. Want die wet, jou eie vermoë, jou eie werke, jou eie probeer maak dood, maar die Gees maak lewend. Wat beteken dit as die Gees op jou is? Ek moet dit wys, ek amper vergeet ek dit, voor ek afsluit. Kyk gou wat het sê Rigter 6. Rigter 6 sê dit die mooiste.
Genesis, Exodus, jy begin daar. As jy by Openbaring kom, is dit verby. Kyk wat jy regter sê. Wat beteken dit? Die Gees is op jou. Wat beteken dit in Aramees, die oorspronklike? Wat beteken dit eintlik? Vers 34 sê, en die Gees van die Here het Gideon vervul. Handelinge 19 sê, en die Gees van die Here was op hulle. Wat beteken dit eintlik in Aramees, oorspronklik? Wie wil weet? Wat beteken dit eintlik om met die Gees vervul te wees? Wie wil weet? Die oorspronklike Aramees, die ware. Dit beteken, die Heilige Gees het homself beklee met Gideon. Met ander woorde, as ek sê ek is met die Heilige Gees vervul, beteken dit nie eintlik ek is vol van die Gees nie. Dit beteken eintlik die Heilige Gees het my aangetrek. Ek is om hom. Want dis net die Heilige Gees. Dis wat dit eintlik beteken. Halleluja, is dit nie mooi nie? Met ander woorde, om vol van die Gees te wees, beteken nie ek is vol van die Gees loop nie uit nie. Dit beteken die Gees het my aangetrek en al wat ek doen, dit is wat die Gees doen. Halleluja! Dis wat dit eintlik beteken. Kerk, hoe ontvang ek dit? Hoe bly ek hierso? Hoe bly ek vol? Rudy, hoe bly ek vol? Ons sluit af. Galasiërs 3. Ons sluit af. Galasiërs 3 vers 1. Het julle ietsie ontvang? Die Gees op jou, die vervulling van die Gees beteken nie jy is vol nie. Dit beteken hy het jou aangetrek. As hy sê links, hy het my gered. Vir ek en Annetjie was van 'n ongeluk gered deur die Gees van God. Ek kan vir jou baie goed vertel. Ek was meer as eenmal het ek die dood vrygespring as gevolg van die Heilige Gees. Kan julle baie goedjies vertel as ek wil. Hoe bly ek vol? Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Wie het 'n Engelse Bybel? Hoor wat sê Paulus in Engels. Lees gou hardop, Richard. Lees gou Galasiërs 3 vers 1. Daar vang ek hom waar hy slaap. Ek jok. Stop. As ek sê julle foolish, lig van die wêreldbediening, weet julle bewitched, gaan julle happy wees? Sê Paulus was kwaad. Lees weer, Richard. Oké, dankie. Met ander woorde, hy sê, wie julle beheks, wie julle bewitched? Paulus. So kwaad was hy. Wil jy weet hoe bly jy vol? Kom ek vertel jou. O onverstandige Galasiërs, wie julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? As julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan, die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen jy uit die werke van die wet, of doen jy uit die prediking van die geloof, die prediking van die Gees? Wie in hierdie bediening kan sê, en ek sê nou dit weer in liefde, jy gaan besoek by 'n ander kerk en onmiddellik weet jy, soos jy weet, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hoekom weet jy onmiddellik, hulle weet nie waarvan hulle praat nie, want jy is vol van die Gees, wat jy ontvang en vol bly uit die prediking van die geloof. Luister lig van die wêreldbediening. Ek mag dit sê, ek het toestemming om dit te sê. Wie kan saamstem as jy vir 'n paar sondae nie hier was nie, kom jy dadelik agter in jou lewenswandel. Wat is dit wat jy agterkom? Jy is nie meer so vol nie. Dis wat jy agterkom. Wil jy vol bly? Bly onder die prediking van die geloof, die bediening van die Gees
die bediening van lewe. Amen. Gee die Here lekker lof oor vir dit.